Dr. Rulie van der Spy. Daar is iemand in sy woord, soos die water stry sy stem, soos die son die see se blou, so die rykdom van sy troon. Vanmôre praat ons verder met Dr. Rulie van der Spy. Die nuwe jaar het altyd uitdagings en 'n mens kyk so as jy in die begin van die jaar is vorentoe. En vandag praat jy met ons 'n bietjie oor iets van die nuwe jaar. Kom ek maak dit maar so algemeen, Rulie, en ek weet jy's nou daar op jou plaas daar in die Karoo. Hoe lyk dit daar? Ja. Want jy weet, by ons het ons reën gekry en ek weet, het is nie heeltemal so daar by julle nie. Môre Willem, môre luisteraars. Ja, vir my is dit 'n soort van 'n dubbele nuwe begin. Dis die nuwe jaar, maar ons het ook nou in die nuwe jaar nou getrek na 'n nuwe plek toe, net hier buitekant Montetjie in die Klein Karoo. Ja, Willem, dit is baie droog. Dit is ongelooflik droog. Ek hoor hoe iemand sê, dis die droogste wat in 10 jaar was in hierdie omgewing. Dis regtig droog. Ja, Rulie, welkom tot die boerdery gemeenskap, maar jy hou nog aan as vertaalkonsultant ook nog werk en ons is dankbaar daaroor. Waaroor praat jy vanmôre met ons? Ja, met die dat dit nou daarom die eerste maand van die jaar is, wil ek daarom so 'n bietjie oor nuwejaarswense praat. Maar ek wil eintlik aansluit by Christo se praatjie van verlede week. Dit was nou vir my baie oulik geweest, wat hy gesê het, ons moet nie net voornemens hê met 'n lang sin en baie dinge nie, maar ons moet fokus. En dit is dan eintlik die tema vir die oggend ook. Fokus, maar nie net fokus nie, fokus van A tot Z. Nou ek weet nie of dit vir jou sin maak nie. As ek sê fokus van A tot Z. Ja, jy kan so leer so 'n bietjie jou fokus as jy sê van A tot Z, want dit is 'n lang klomp letters om op te fokus. As jy almal moet konsentreer. Ja. Maar dit gaan daaroor dat daar is literatuur in die Bybel wat so werk, en dis waaroor ek wil praat. Oor 'n sentrale fokus, maar ook oor 'n opbou in ons fokus, en 'n opbou op 'n eindpunt vir ons fokus. Ons kan nie net fokus op iets sentraal nie, maar dis goed as ons daarom 'n opbou het en 'n eindpunt het. En dit is eintlik waaroor dit baie keer gaan dan in hierdie alfabeties akrostiese stukke in die Bybel. Nee, ek weet nie of julle weet wat dit beteken. Alfabeties is natuurlik van A tot Z. Akrosties is die patroon. Dit volg die alfabetiese patroon van A tot Z. En daar's 'n opbou in hierdie gedeeltes. Ja, die ou vertalings het baie keer nog die hele elke letter van die alfabet uitgeskryf. Alef, bet, gimel, dale. Sodat jy kon presies weet dat dit alfabetiese, maar die Afrikaans was nie noodwendig in lyn daarmee nie. Ja, dit is natuurlik baie moeilik, want die alfabet van die Hebreëus het net 22 letters en ons het 26, so dis 'n bietjie van die probleem. Ek sal net 'n bietjie daaroor praat. Maar ek weet nie of julle weet. Ja, want ek weet en ons gaan nou jou vertaling ook lees en jy is besig met die vertaling op jou eie van die Bybel en jy het dit goed reg gekry om al hierdie sinne werklik met die Afrikaanse alfabet te laat rym. Saamloop, kom ons sê, meer as rym. Ja. Nou, laat ek net gou noem, ek weet nie, luister of jy weet hoeveel gedeeltes daar in die Bybel is, wat eintlik alfabeties geskryf is in die Hebreëus nie. Daar is geweldig baie. Nou, die eerste een is eintlik 'n snaakse een. Dis Psalm 9 en 10. Dis die alfabet in Hebreëus loop deur van Psalm 9 na Psalm 10. So dit lyk daarom vir ons asof dit een Psalm was. Maar in ons meeste vertalings is dit dan opgebreek. En dan Psalm 25, Psalm 34, 37, 111, 112, 145 en 118, nee? Die lang Psalm oor die wet. 119, ek sê nou verkeerd, ja. En dan ook die bekende gedeelte oor die deegsame vrou in Spreuke 31.
Dis ook alfabeties. Daai gedig wat geskryf is, maar waar sy is 'n knap vrou van A tot Z. So dis vir my so mooi, as mens dit so kan sê. En dan is daar Nahum vers 2 tot 1, vers 2 tot 8 is ook so, maar dan waaroor ek nou vanoggend eintlik bietjie wil praat, na verwys is die boek Klaagliedere. Die hele boek Klaagliedere het 'n alfabetiese struktuur. Ek gaan net nou verduidelik hoe die hele boek werk. Daar's 5 hoofstukke, maar dit alles is gebaseer op 'n alfabetiese struktuur. Ja, soos ek gesê het, die Bybelse literatuur is 'n bietjie anders. Dit is amper nie wat ons sou doen nie. As ons iets skryf, het ons of 'n opbou of ons het 'n sentrale punt. Maar die Bybelse skrywers kry dit soms reg om beide hierdie twee goed oor mekaar op te plaas. En die boek Klaagliedere is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Met ander woorde, die boek Klaagliedere het 'n middelpunt wat die fokus is. Maar die boek Klaagliedere het ook 'n opbou tot op die laagste verse wat die eindfokus is. So dis vir my nogal mooi. En dit het my laat dink, miskien is dit iets wat ons kan doen in die nuwe jaar. Ons het 'n eindfokus. Ja, tot by die einde van die jaar wil ons gaan en op die Here fokus, maar ons moet ook 'n sentrale fokus hê wat ons kan reg deur die jaar dra. En soos ek net al gesê het, ek het na Christus se praatjie geluister en dit het keer op keer vir my na vore gekom. Ons moet hier een sentrale fokus hê, een woord hê wat vir ons kan deurdra deur hierdie jaar. Ja, so dis my mooi dat die Bybel se literatuur dit dan ondersteun. Nou, Ekskuus, Rulie, net ter ondersteuning daarvan, jy weet, ons leef toch nie net met 'n einddoel nie, ook nie net 'n einddoel van die jaar, ons leef eintlik dag tot dag, ja. Maar daar is hoogtepunt, of ten minste kan ons miskien vir ons 'n doelwit stel, weet, kwartaalliks of halfjaarliks, of waar ook al die helfte van wat ook al 'n tydperk in jou lewe is, soos in hierdie boek. Die helfte van die boek is hoogtepunt, maar die einde ook. So dit is eintlik vir ons herinnering. Ons leef nie net vir daai dag nie. Ons leef elke dag en daar is hoogtepunt en natuurlik laagtepunt ook seker tussenin. Ja, nou na Christus se praatjie het ek nou begin wonder wat se een woord sou ek nou gekies het. En na baie variasies op die een woord het ek op 'n woord afgekom wat eintlik nie baie Christelik of Bybels klink nie. Maar tog het dit vir my 'n Christelike waarde. En dis die woord insig. En dit is letterlik vir my 'n fokus. Ek wil in hierdie jaar fokus dat ek insig kan kry in die lewe, insig in myself, insig in die skrif, insig in die Here om hom beter te verstaan. So ek dink hierdie woord insig het vir my 'n baie sterk geestelike onderbou. Maar die opbou van die boek Klaagliedere wys dit ook vir my, daar is insig dat hierdie ou halfpad alreeds iets ervaar van God se troue liefde, maar dan bevestig ek weer teen die einde. So dit was vir my ook mooi. Vir my persoonlik was dit insig wat ek gekry het, wat pas by dit wat in die boek Klaagliedere na vore kom. Lekker, dit is 'n sterk woord, ja, insig. Ek dink, dit wys vir 'n mens dat hy daar, jy weet, wat jy sien is nie noodwendig die volle waarheid nie, jy moet eers die insig, jy moet die volle spektrum kry en dit implementeer, dit is insig vir my. Die volle verstaan, die diepe verstaan, ja. Ja. Nou, kom ek blaai aan. Maar kom ons gaan aan en sê vir ons, wat ek sien, jy wil die skrif uit vir ons 'n gedeelte gee. Ja, miskien kan ons dan 'n kort onderbreking maak hier, en daarna kom ons dan terug, dan lees ons uit Klaagliedere, die boek self. Ja, luisteraars, soos ek gesê het, die boek Klaagliedere het 'n opbou van A tot Z, maar het ook 'n sentrale fokus. En dis waarna ons kyk. Ek wil graag net vir julle verduidelik hoe werk hierdie opbou van die boek, hoe is die boek geskryf. Nou op my skerm hier, as julle op YouTube gaan kyk, sal julle sien,
Willem het net nou genoem van die ou vertalinge, die Alef, Bet, Gimel so gehad. Maar julle weet, die 2020 vertaling het dit weer teruggesit. Want hulle het gesien wat die waarde daarvan is. So die eerste 3 versies, ek kyk nou na hoofstuk 3, die eerste 3 versies is begin met die letter Alef, die A-letter in Hebreeus, en die tweede 3 begin met Bet, en die derde 3 begin met Gimel, wat nou eintlik 'n G is, maar by ons is dit 'n C. Nou, ek het in my poging om die Bybelse literatuur beter te verstaan, het ek probeer om dit dan in Afrikaans volgens die alfabet te vertaal. Maar ons het 26 letters. Maar omdat ons nie eintlik 'n C-letter het in Afrikaans wat goed werk nie, ook nie die X, die Y en die Z wat goed werk vir Afrikaans nie. As jy daai 4 uithaal, bly daar 22 letters oor. So, ek het die boek Klaagliedere oorgeskryf met die eerste hoofstuk 3 byvoorbeeld, die eerste letter, dan is A, dan is dit B, dan is dit 'n D, want ek het die C geskip. Dan is dit 'n E en 'n F, en so gaan ons aan met al die letters van die alfabet, behalwe daai paar. So, die opbou van hierdie boek Klaagliedere is interessant. Daar's 5 hoofstukke. Hoofstuk 1 het 22 verse, wat vir die 22 letters van die alfabet is. Hoofstuk 2 het 22 verse. Hoofstuk 4 het 22 verse. Hoofstuk 5 het 22 verse. Maar die middelste hoofstuk het 66 verse. So dis letterlik 3 keer soveel as die alfabet. En daaroor is daar 3 lyntjies elke keer, wat met dieselfde letter van die alfabet begin. So in hoofstuk 1, 22 verse, en elke vers begin met die volgende letter van die alfabet. Hoofstuk 2, dieselfde, elke volgende letter van die alfabet. Maar hoofstuk 3, elke 3 verse, dieselfde letter van die alfabet. Hoofstuk 4, weer soos 1 en 2, elke vers begin met die volgende letter van die alfabet. Maar hoofstuk 5, interessant, het 22 verse, maar hy volg glad nie die alfabet nie. En daar's 'n opbou in hoofstuk 5, na die laaste 3-4 versies. Daar's net 'n opbou, maar hulle op die struktuur van 22 verse. So 'n baie interessante opbou wat hierdie boek het. Hoofstuk 3, 66 verse, het staan uit, dis die middelpunt. En hoofstuk 5 wat dan hierdie patroon bietjie breek en op die einde fokus, wys vir ons daar is ook 'n fokus. Net oor die struktuur, daar's baie strukture in die Bybel, net soos wat ons weet, daar's wysheid literatuur, daar's meer poëtiese, daar's meer geskiedkundige, maar daar's ook baie psalms, gedeeltes, strofes, wat strukture het. Die Bybel is baie lekker geskryf, interessant geskryf, dat die mense het kan lees en bestudeer. En dis nie net eenvoudig 'n klomp letters en iemand het maar net aan mekaar geskryf nie, net soos wat ons miskien sal wegval in 'n storieetjie skryf. Daar's werklik struktuur in baie van die boeke en die hoofstukke. Ja, die Bybel is regtig is baie sterk literêre werk. Hy is altyd volgens mooi literêre reëls en regulasies geskryf. En dan hierdie alfabetiese gedeeltes, nie? Die Arabies het gesê, hoekom beskryf ons dit van A tot Z? Dan sê hulle, laat ons kan weet waaroor ons moet kla, dat ons kla van A tot Z, dan weet ons wanneer ons moet ophou kla. Maar in dieselfde sin is dit ook, as hulle dan 'n pryspsalm geskryf het van A tot Z, beteken dit hulle het God geprys ook in die volheid, van A tot Z vir God geprys. So dis vir my baie mooi, dat dit beperking stel op die klaaglied, maar dit is, gee 'n volheid vir die prysgedeelte van die lewe, van die lied, van die gedig aan die Here God. Ja, mooi. Goed, kom ons lees dan nou die korterige gedeelte dan uit die middel van hierdie boek uit, Klaagliedere 3, van vers 22 tot 33. So dit is die middelste gedeeltetjie van die hoofstuk, dis die middelste gedeelte van die boek, so dis die middelste fokus. En die mees bekende verse in die boek Klaagliedere kom juis uit hierdie gedeeltes uit.
Onthou luisteraars, ek het dit sommer 'n bietjie self hervertaal vir my eie liefde vir die skrif en die struktuur van die skrif. Daaroor klink myne 'n bietjie anderste, maar ek is hier by dan letter I, J, K en L. Dis die letters wat ek dan hier het. Vers 22, 23, 24 begin almal met die letter I. Vers 25, 26, 27 J en dan K, K, K en so gaan dit aan. So ek het dit so vertaal soos dit dan in Hebreëus is, maar met Afrikaanse letters van die Afrikaanse alfabet. So kom ek lees dan vir ons Klaagliedere 3 vanaf vers 22 tot 33. 22i. In sy goddelike liefde het die ewige God ons bewaar. Daar is geen einde aan sy verbondsliefde nie. In die môre is dit weer nuut. Die getrouheid is groot. In my hart troos ek myself. Die ewige God is aan my kant. Daarom plaas ek my vertroue op hom. So daai is die bekende, sy goedheid is nuut elke oggend. Dis daardie gedeelte. In die môre is dit weer nuut. Die getrouheid is so groot. Dis daardie gedeelte. Vers 25, die 3 J-letters. Ja, die ewige God is goed vir hulle wat op hom bly vertrou. Vir die mens wat na sy wil vra. Ja, dit is goed om stil te wees en op die redding van die ewige God te wag. Ja, dit is beter vir 'n mens om sy las te dra as hy nog jonk en sterk is. Interessante versie. Dan die K-letters. Kom, laat hy stil en geduldig bly as God hom 'n las oplê. Kan hy, selfs as hy in die stof byt, nog bly hoop? Kom, laat hy sy wang draai om geslaan te word, tot hy die veragting nie meer kan vat nie. L, lankmoedig is die Here, hy verwerp 'n mens nie vir altyd nie. Liefde van God, goddelike liefde, sonder maat bewys hy. Al het hy die ellende laat kom. Lyding en ellende is nie sy hartewens nie. So, daar het ons 'n voorbeeld van 'n alfabetiese vertaling van daardie middelste deel van die boek Klaagliedere. Wat dan die sentrale senter is, die fokus is van hierdie boek. God se verbondsliefde is nie elke oggend. Hy wil nie, lyding en ellende is nie sy hartewens vir ons nie. En baie duidelik, hierdie klimaks, hierdie klem val hier op God, want elke woord, elke sin gaan oor hom, sy getrouheid, sy bewaring, dit gaan oor hom, nee, so dit is wonderlik, die middelpunt, die klem, is nie die mens of sy ellende, nie maar God, Ja. en sy getrouheid, en sy verhouding met ons, wonderlik. Ja, en dit is interessant, dis die boek Klaagliedere. Jeremia het hierdie Klaagliedere geskryf. Dit is 'n lied, 'n klaaglied, 'n lied van van klaag. En tog slaan God se liefde gedurig deur. Hy gedurig sê maar goddelike liefde bewys vir ons die uitkoms, die hoop, gee hoop in die tyd van ellende. Maar dis interessant, dis nie net dan die middelpunt van hierdie boek wat hierdie goddelike teenwoordigheid so uitlig nie. Ek het gesê, fokus van A tot Z. So dit was die fokus, die middelpunt. Maar die Z gedeelte is die laaste 4 versies van hierdie boek. So Willem, sal jy dan sommer hier op die skerm my vertaling lees van Klaagliedere 5, van vers 19 tot 22. Onthou, hierdie is 22 verse, maar dit is nie alfabeties nie, maar dit het 'n opbou tot op die einde. Ewige God, U heers vir altyd, U troon staan vas van geslag tot geslag. Waarom bly ons vergeet en waarom bly U ons vergeet en waarom verlaat U ons vir altyd? Ewige God, draai ons om na U self, dat ons kan terugkeer. Maak alles niet soos in die ou tyd. Want as U ons heeltemal verwerp het, sou U woede vir altyd oor ons bly. Ja, interessant, né? Hy kom tot die gevolgtrekking. As God ons verwerp het, sou daar niks oor gewees het nie. In vers 21, né? God, nou ewige God is Yahweh, né? Dis die Here God. Here God, draai ons om na U toe, dat ons omgekeer kan wees. Soos in die ou tyd, soos die tyd toe ons nog vir U lief was, soos ons moes, né? So met ander woorde, die finale fokus is net God alleen.
God moet my omdraai na hom toe, dat hy die finale fokus in my lewe is. So ek wil amper sê, hierdie ou vra vir insig. Hy sê, Here, geef my insig, draai my terug na U toe, dat ek U kan ken, dat ek insig kan hê oor wie U is en wat ek moet doen. En dit is dan ook my thema woord, insig, dat ek soos Jeremia in klaagliedere daar op die einde ook hierdie insig kan kry om te weet, God alleen draai my om na hom toe en hy alleen is my fokuspunt. Want as hy dit nie doen nie, vers 22 is amper soos 'n voetnootjie. Want as hy dit nie doen nie, as hy ons verwerp het, dan sou dit vir altyd gewees het. Ja, dis vir my baie mooi. Ja, en dit is 'n baie kras gevolg, nee, as die Here nie ons omdraai nie. Ja, baie sterk Ja. eintlik appel wat tot ons gerig word om seker te maak dat ons nie daar kom dat die Here ons vir altyd sal of wil verwerp. Ja. Wil jy 'n laaste gedeelte wat jy met ons praat, want wil jy nog iets sê, want ek wil graag net vir die luisteraars sê, dit wat jy vir ons sê en lees, het 'n spesifieke betekenis vir my, want ek sien telkens jou vertaling, en hulle kan dit kry, hulle kan net eenvoudig op ons YouTube gaan, Roelie van der Spy, of selfs Willem Lombard, maar Roelie is makliker, want dit is net sy goed, so, en dan kan hulle sien hoe is hierdie vertaling in detail, en as hy dan sê, ewige God, jy vertaal Jahwe as ewige God, nee, so dit is vir jou spesifieke betekenis, is ek reg? Dis korrek, ja, want Jahwe beteken, hy is, dis iemand is, wat sal wees en wat altyd is. Ja, en dan ook die vertaling wat nie in ander vertalings, ek het het eintlik nog nooit gesien, as ek reg, ek weet nie of ek het al in Engels gesien het nie, dat hierdie volg van die Hebreëse alfabet werklik so gevolg word in Afrikaans, A, B, C, D. Dit is die enigste vertaling wat ek van weet, wat dit so, jy kan gerus dit gaan lees, en ons hoop eendag kan ons die hele Bybel so kry van jou, maar baie sterk, jy sê dit is sommer net so 'n vertaling, ek wil dit, dis hoekom ek dit wil beklemtoon, dit is nie net so 'n vertaling nie, dit is 'n baie definitiewe gekeerde woordeskat wat hier gebruik word, met spesifieke redes, so, want ek nooi die luisteraars pertinent uit, om te gaan kyk op ons YouTube, en dit vir hulle self te leer, en te lees wat daar staan. Dankie, Rulie, miskien 'n eindgedagte, of 'n laaste paar gedagtes van jou. Ja, dankie, baie dankie. Soos ek sê, dis die einde van die eerste maand, en ek wil hê ons moet fokus in die nuwe jaar. Ons moet 'n sentrale fokus hê, maar ook 'n eindfokus hê. Nou, soos ek sê, my fokuswoord, wat ek daar by Christo gekry het, is insig. Maar ek bid dat ek insig sal hê die hele jaar deur, maar tot nog aan die einde van die jaar. Ek hoop jy het ook 'n fokuswoord, wat vir jou sal dra deur die middel van die jaar, maar wat ook nog vir jou waarde sal hê aan die einde van die jaar. Mag die Here jou help, dat hy jou fokus kan wees in hierdie nuwe jaar. Ja, dankie Roelie, ja, en ek wil ook weer vir die luisteraars na aanleiding van laasweek se praatjie, maar ook vanoggend joune, kyk, kies vir jou woord, wat jy wil fokus op hierdie, nie langste nie, want ek tydjie raak jou sin weg, maar as jy onthou, dis insig, of, ek wil eintlik nie Roelie se woord herhaal nie, want dan kies almal nou hierdie woord, elkeen moet persoonlik gaan sit en dink, wat is hierdie woord wat ek op wil fokus, wat gee die Here vir my dalk vanoggend om my besig te hou vir 'n paar maande of vir die res van die jaar. Goed, baie dankie luisteraars, ek sluit af, as julle dalk vir my wil kontak, vir my iets wil vra of wil raad gee, kontak my gerus asseblief. My nommer is 074-419-8353. Mag die Here jou fokus wees
in die middel van die jaar tot aan die einde van die jaar. Tot ziens.